Welkom by vandag se begeleide gebed. Kom ons sit vir 'n oomblik stil, hier in God se teenwoordigheid. En ons maak die geraas en die chaos van wat voorlê vir die dag stil in ons gedagtes. En ons voel net daardie nabyheid, soos ons saam vandag stap in die woestyn. Maar nie as 'n plek van verwerping nie, as 'n plek van waar die Gees werk met ons. Lukas 4 vers 1 sê, Jesus, vol van die Heilige Gees, het van die Jordaan teruggekeer en is deur die Gees in die woestyn ingelei. Jesus word nie in die woestyn ingestuur omdat hy verkeerd gedoen het nie. Die teks sê hy was vol van die Heilige Gees toe hy daar ingegaan het. Dit beteken vir ons dat die woestyn is nie 'n teken van God se afwesigheid nie, maar soms juis 'n teken van sy nabyheid. Die Gees het Jesus ook nie daarin gestoot nie, maar hy het hom in begelei. In jou eie lewe voel die woestyn dalk leeg, stil en droog. Maar Lukas wil hê dat ons vandag moet hoor, waar die Gees lei, is God nie besig om jou te breek nie, maar hy is besig om jou voor te berei. Die woestyn is nie God se straf nie. Dit is dikwels sy plek van opleiding, waar ons leer dat ons nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom. So ek wil jou vra, terwyl jy so sit, wil jy nie net ontspan en jou hande op jou skoot oopmaak as 'n teken van ontvangs nie. En terwyl ons so rustig sit, herhaal hierdie saggies in jou hart. Heilige Gees, lei my. Selfs hier in die woestyn is U met my. En as jy dalk vandag in 'n persoonlike woestyn is, emosioneel, geestelik, of net in jou omstandighede, noem dit nou stil voor God. En jy hoef nie verduidelikings te hê nie, want God is reeds daar. Laat daar vir 'n oomblik net stilte wees. God werk in stilte. En as jy dalk iemand anders het wat ook deur 'n woestynperiode gaan, kom ons bring dit voor die Here vandag. Here, ons bring ook ander na U toe, wat tans in hulle eie woestyn stap. Ons kom bid vir die wat moedeloos is, vir die wat voel hulle gebede bly onbeantwoord, vir die wat droogte beleef in hulle geloof. Heilige Gees, lei hulle soos U Jesus gelei het, nie weg van die woestyn af nie, maar deur dit, met U teenwoordigheid as brood en water. Gee vir hulle daai sekerheid, dat die woestyn nie die einde van hulle storie is nie, maar die plek waar U hulle voorberei, vir 'n nuwe lewe, met nuwe krag. Here Jesus, dankie dat U verstaan wat dit is om in die woestyn te wees. U was self daar gewees. Dankie dat U ons nie alleen laat stap deur hierdie woestyn nie. Dankie dat die Heilige Gees ons hierdeur kan lei, stadig, liefdevol en getrou soos altyd. Here, ons vertroue is op U vandag in hierdie woestyn van ons lewe. U is met ons in die woestyn. U Gees lei ons en U teenwoordigheid verlaat ons nooit nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.